Jy weet vanmôre dat mense sal jou altyd teleurstel. Mense sal jou altyd te nakom, mense sal altyd sleg wees met jou, van jou, oor jou, of praat van jou. Maar as daar een is, wat jou nooit in hierdie lewe sal teleurstel, is dit die Here Jesus Christus. As daar een is aan wie ons kan vashou, is dit God. En ek gee nie om wat wie vir my sê nie, ons stel mekaar daagliks teleur, kerk van Here. Daagliks. Maar die Here sal jy nooit teleurstel. Nou ons tema vanmôre is, God stel meer belang aan jou hart, as om rekord te hou van jou sondes. Nou dit kom dalk tot 'n skok vir party van ons, maar ons gaan vanmôre 'n bietjie dieper kyk daarin en ons gaan lees uit Hebreërs 8 vers 12. En ek wil hê jy moet mooi luister wat sê die woord vanmôre. Hy sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede. Wie van ons is nie ongeregtig, het nie ongeregtighede. Ons almal het. Wie van ons kan sê vanmôre, ons sit hier sonder enige sonde, sonder enige foute. En die woord sê, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink. Wow, is dit nie 'n wonderlike skrif hier in die kerk? Om te dink vanmôre dat die woord van God sê, hy weet dat ons het sondes, hy weet ons het ongeregtighede, hy weet ons het oortredinge. En hy sê, met my barmhartigheid as jou God, sal ek nie weer, nooit weer, aan hierdie oortredinge en hierdie sondes dink. Besef ons vanmôre wat hierdie skrif beteken. Is dit nie wonderlik om te weet dat God nie gefokus is net op dit wat jy verkeerd het, of net op jou sondes. Dat hy nie vanmôre daar op sy heilige troon sit. Ek weet nie van u nie, maar ek onthou jare terug was daar altyd mense wat gesê het, ja, as jy iets verkeerd doen, dan sê hulle, ja, die Here skryf dit in daai swart boekie van hom. Het julle dit al gehoor? Daar is nie so swart boekie. Kan ek 'n amen sê vanmôre? Ja, ons gaan elke eendag rekenskap gee vir dit wat ons gedoen het op hierdie aarde. Maar ek wil hê jy moet weet vanmôre, en ek het gister verskriklik geworstel met my voorbereiding. Ek kan nie vir julle sê hoekom, ek het geworstel gister en vanoggend toe besef ek, dis omdat die vyand nie wil hê, jy moet weet vanmôre, wat die Here vir jou storie in die kerk. God hou nie rekord van alles wat jy verkeerd doen. Hy doen nie. Hy stel meer belang aan iets dieper. En dit is hier binne jou hart. En dit is waar die oorsprong van alles is wat verkeerd gaan in jou lewe. Dit wat jy verkeerd doen. Ons weet dat die woord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oop. Hoekom is daar 'n gesegde, as ek vir jou vra, of jy 'n kind van die Here is, dan sal ek vir jou vra, het jy jou hart vir die Here gegee? Hoekom jou hart? Hoekom vra iemand nie vir jou, het jy jou verstand, of het jy jou lewe vir die Here gegee? Nee, maar die hart is die belangrikste komponent waaraan God belangstel. God sit nie daar op sy troon met 'n wit bord en hy skryf al Chris Joubert se sondes, want ek glo nie hy het so groot wit bord om al my sondes neer te skryf. Want ek, genade tog, ons almal het tog maar ons dae gehad al, né? En ek sê vir u vanmôre, as jy dink dat die Here skryf alles neer, elke keer wat jy iets verkeerd doen, wil ek vir u sê vanmôre, dit is nie die God wat ons dien. God stel belang in iets baie dieper. Dit is jou hart. En ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, onthou, ons almal maak foute. Wat het gebeur? Ok, ek het nou 'n sign gekry hier, die gehoor, so iets is fout, maar nou lyk vir alles is ok. Maar in elk geval, ek wil hê jy moet weet vanmôre dat God is 'n God van liefde. En ja, God verwag van ons om belydenis te doen oor ons sondes. En ons gaan later sien dat wanneer jy regtig en opregtheid voor God bely vir jou sondes, is wanneer hierdie skrif tot jou sondes en jou oortredinge apply.
Ons kan ook nou nie net verwag dat God moet vergewe, maar ons vra nooit vir vergifnis in opregtheid nie, nee. So hierdie tema behandel twee baie belangrike aspekte vanmôre. En die een is dat ons moet weet dat God verseker nie net boeke of rekord hou van ons sondes waaroor ons werklik bely het nie. En die ander is dat God eerder in jou hart belangstel. Dis eerder iets waarin God sal tyd spandeer. En as ek praat van opregte belydenis kerk, praat ek nie van om vinnig gou 'n gebedjie op te skiet en te sê, ag Here, vergewe my sondes nie. Dit is hoekom ek nie 'n voorstander is. En toe ons op skool of op Sondagskool was, het hulle vir ons die Onse Vader geleer. Jy het daai Onse Vader uit jou kop uitgeken, broer, en as jy hom nie geken het, het jy moeilikheid gehad. So, dit was vir my soos 'n resitasie. Met ander woorde, ek het begin deur te sê Onse Vader neem, want ek het vir hom afgerammel, ek weet nie eens wat het ek alles gesê. Verstaan jy? En dan sê ons, vergewe ons sonde, bedoel jy dit wat jy sê? Bely jy werklik jou sondes voor God as jy dit sê? Nee. Wat beteken belydenis? Eerstens erkenning. Ek erken, Here, dat ek nou iets gedoen het wat ek nie moes gedoen het. Dit is erkenning. En dan bely ek voor die Here Vader, ek bely hierdie sondes voor U, bid in die naam van Jesus, dat U my sal help, dat ek nie weer so sal optree, of wat ek nie weer sal doen nie. Dit is belydenis. Nie net, Here vergewe my gou sommer vir hierdie en vir daai, en môre doen jy dit weer. Maar as jy werklik op jou aangesig voor die Here neerval en innig jammer is. Ek weet, kom ons wees eerlik vanmôre. As jy nou moet dink aan enige iemand, as iemand langs jou iets verkeerd gedoen het, en jy sê wel die persoon, gaan jy nie jammer sê nie, dan sê dit jou jammer. Wat beteken daar vir jou? Niks. Jy sal in iemand sy lyftaal en in sy oë sien, wanneer hy werklik jammer is oor iets wat hy gedoen het. En dit is hoe ons behoort op te tree teenoor God. En soos ek hier gesê het, hierdie tema het twee aspekte en ons gaan 'n bietjie dieper ingaan in dit in vanmôre. Dat ons sal verstaan dat God belangstel in jou hart en ons wil weet hoekom stel God werklik waar so belang in ons harte. God is besorg oor iets dieper as net jou sondes. Hy stel belang wat die binne in jou hart mag. Kom ons wees eerlik vanmôre. Wanneer ons net as mens net op ons eie sondes fokus, behandel ons eintlik die simptome en nie die siekte. Ons behandel nie die wortel van die probleem. Soos jy vanmôre hier gesit het of daagliks sit en worstel met iets waarmee jy sukkel, iets wat jy weet, wat die Gees van God al lank al vir jou gesê het, kry uit jou lewe uit, maak nie saak wat dit is nie. Ek gaan nou nie vanmôre 'n klomp sonde opnoem nie. Jy weet waarvan ek praat. As daar iets is wat jy weet, nie in lyn is met God se woord en jy worstel met dit, jy sukkel met dit, begin jy naderhand so fokus op hierdie sonde, dat jy nie by die oorsprong van dit uitkom. Dit is waar ons probleem het. Dis waar ons gaan kyk vanmôre. Ons moet nie te veel fokus daarop nie. Kan ek vir jy vanmôre sê, in jouself gaan jy in elk geval nie ontslaa raak van dit, wat hierdie binding op jou lewe het. Jy kan maak wat jy wil. Jy gaan nie. Die vyand sal dit nie toelaat nie. Maar in Christus Jesus gaan jy dit reg kry. As ek 'n voorbeeld kan gebruik vanmôre, jy gaan sien 'n dokter omdat jy dalk 'n verskriklike of erge hoes ontwikkel het. Die dokter se aanbeveling is een of ander hoesmedisyne of 'n hoesdruppeltjie of so. Maar daar word glad nie met die infeksie wat in jou longe is gedeel. En die infeksie is dit wat die hoes veroorsaak. En dis presies hoe ons deel met sonde. Wat veroorsaak hierdie sonde wat in my lewe plaasvind? Sondige dade is maar net die simptome van 'n baie ernstige probleem. Dit is 'n sondige siek hart of eerder dalk 'n selfgesentreerde en vreesbevange hart. God het deur die profeet Jeremia gesê dat die hart bedrieglik hoe alle dinge is en jammerlik siek is.
en niemand kan dit verstaan of ken. En ek wil dit vir julle lees, Jeremia 17 vers 9. Sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Nou dink bietjie daaraan. Dit is waarom God nie sy tyd mors met oppervlakkige gedragsveranderings van die mens. Hy gaan reguit na die wortel van die probleem toe, wat niks anders is as die hart. Hy beloof ons in die boek van Jesegiel 36 dat hy vir ons 'n nuwe hart sal gee en 'n nuwe gees in jou sal plaas en hy sal 'n hart van klip, die hart van klip uit jou uit verwyder en jou 'n hart van vlees gee. En daarom in die kerk behoort ons reeds te kan sien dat God in jou hart belangstel en nie in jou sonde nie. Nou wil ek vir u vanmôre sê, jy moet ook verstaan, dit wat jy as mens in jou hart plaas, word vermeerder. Jy het die keuse waarmee jy jou hart gaan vul. As jy vanmôre hier sit en jy sit met wrok en met haat, kan ek vir jy sê vanmôre, dit is dit wat gaan meer word. En meer word, en meer word. Maar as jy hierdie haat en hierdie wrok, of wat ook al in jou hart vervang, met liefde, met vrede, is dit wat gaan meer word op die einde van die dag. En dit is belangrik dat ons dit weet en dat ons dit verstaan. Die Here stel nie belang daaraan om jou uiterlike menswees te verander, sodat jy kan goed lyk van buite af, maar binnekant is jy vrot. God weet waar lê die wortel van sonde. Hy weet waar lê die wortel van alle kwaad. Daarom sê die woord ook vir ons, waar die hart van vol is, loop die mond van kwaad. Hoekom? Want dit is die oorsprong van die hart, wat 'n mens maak wie jy is. En dit is belangrik om te weet dat jy eers by die wortel of die oorsprong van 'n probleem moet uitkom, voor jy die diagnose kan gee. Dit is presies wat God wil doen. Hiermee kan ons verseker sien waar God se fokus lê. Op die hart of op die som. Jy het seker al die gesegde gehoor wat sê elke aksie het 'n reaksie. Né? Het al gesien? Kyk, ek het nog nooit in my lewe geervaar dat iemand normaal sit om 'n tafel en die volgende oomblik spring iemand op en hy gee die ander ou 'n paar warm klappe sommer net vir die lekker daarvan. Het jy dit al gesien? Nee, daar bestaan nie so iets. Daar het iets gebeur. Daar's 'n oorsprong, daar's 'n wortel. En dit maak nou nie saak of het 5 jaar, 10 jaar of nou net gebeur het terug nie. Daar's 'n oorsprong van dit, daar's 'n rede. Tensy hierbo dalk 'n draad of 2 los is, dan sal jy sulke goed doen. Maar as jy normaal is, dan gebeur sulke dinge nie. Jy spring nie net hier op en deel klappe uit nie. Iemand moet jou trigger om daai klappe te kan uitdeel. So daar's 'n oorsprong, daar's 'n wortel. En dit is waar jy moet uitkom. Kom by die wortel. Elke aksie het 'n reaksie. Nou hoekom sal ek dit nou vra vanmôre of praat daaroor? Wat het dit nou met die hart van die mens uit te maak? Alles. Jy hoor 'n man en 'n vrou bars letterlik uit in 'n ewige argument en begin sommer op mekaar te skreeu, ongeag hoeveel mense om hulle sit, of hulle nou in die grootste restaurant sit of waar hulle sit. Dan gee jy om nie. Daar's 'n oorsprong van hierdie ewige skielike uitbarsting. Daar's 'n wortel iewerster wat veroorsaak het dat hierdie bom nou gebars het. Ek kan ek vir jy sê vanmôre, daai bom vra nie waar bars hy nie. Dis net so. Dan kry die vyand die oorhand en die bom bars. En nou het ons selfs almal vir mekaar staan op en sê, ag, hoorie, ek is jammer julle, jammer, ons is jammer. Kom en klim in die kar, slaan die deur amper dwars deur aan die ander kant uit en dan sê vir jou vrou, ag, ek is jammer. Sy sê nie, okay, nee, ek is ook jammer. En dan gaan julle nou aan. En nou is alles met jou vergeefs, almal is lekker, almal is sharp. Nee, dit is nie. Ons sit nou hierdie ou maskertjie op en alles is nou fyn, alles is piekfyn.
Maar ons wil nie eens vir mekaar kyk. Want jy weet, as ek van kyk, dan vlieg die sparks weer. So jammer is 'n belydenis om innig jammer te wees en vir iemand regtig jammer te sê oor my optrede, oor wat ek gedoen het aan jou, wat ek besef nie reg was. Dit is om behoorlik jammer te sê, en dit is presies hoe belydenis werk voor God. Ons kan nie sê die probleem is opgelos as ons net so oppervlakkige jammer vir mekaar gee. Is daar nou werklik vrede tussen mekaar as jy net jammer sê? Kan hierdie probleem opgelos word as jy nie die wortel van hierdie probleem uitroei? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Dink bietjie mooi daaraan. As jy jou plek skoonmaak en jy begin vee, die tyd dat jy hier kom is al so hoopie stof. As jy daai stofie vat en jy vee hom net so onder die mat in en jy gooi die mat boerom, is die probleem opgelos. Nee. Môre gaan jy weer begin met nuwe stoffietjies, weer onder die mat en vee. Die stof moet van ontslae geraak word. As jy nie hierdie wortel uittrek en van hom ontslae raak, gaan hy nergens heen. Nergens. Die probleem word nie opgelos as die wortel nie uitgeroei word. Kort voor lank gaan hierdie onopgeloste probleem weer sy kop uitsteek. En dan begin alles maar net weer van voor af. Dit, my broer en suster, is het om God nie sy tyd mors of sy tyd spandeer om boek te hou of rekord te hou van dit wat ons verkeerd doen. Maar dit gaan om niks help. Hy stel belang aan hier waar die wortel van die kwaad uitkom. Want dit is hier waar het begin, is binne in jou hart. God stel belang in of jou hart skoon is. En as jou hart skoon is, en reg is, sal jou dade ook geregverdig en in lyn met God se woord wees. So hart op die regte plek is, sal alles wat nodig is in plek begin val. Met ander woorde, jy sal werklik, jy as mens sal werklik begin erken en begin sien waar ek fouteer. Maar ons as mens is ongelukkig so vinnig om eerder te kyk wat die ou langs my verkeerd doen. Dis makliker om 'n ander ou se foute uit te wys as my eie. Dis waar ons die fout maak. Daarom sê die woord vir ons, haal eers uit jou eie oog uit, voordat jy iets uit iemand anders se oog probeer uithaal. Dis wat die woord vir ons sê. Al wat ons eintlik moet doen is lees die woord, verstaan die woord en pas dit toe in my lewe. Jy sal strewe daarna om 'n beter mens te wil wees. Die liefde vir jou medemens sal meer word omdat Jesus in jou hart toegelaat is. Ons kan maar net om ons kyk vanmôre om die waarheid wat in die boek van Jeremia opgeskryf staan te erken. Wat sê dat die mens se hart is bedrieg. Jy weet vanmôre wat mense sê is nie altyd wat mense doen. Wat mense beloof is nie altyd wat mense doen nie. Almal hou nie hulle beloftes nie. Hulle voer dit nie altyd uit nie. Trouwens, hoef nie eens na ander mense te kyk nie, jy kan net vanmôre kyk na jou eie hart. Kyk bietjie of jou eie woorde en jou eie dade met mekaar saamstem. Dan gaan ons bietjie kyk waarom die hart van die mens so bitter belangrik is vir God. Hoekom hy belangstel in ons harte. En ek wil sê daarmee vanmôre, is dit nie 'n voorreg, is dit nie 'n eer om vanmôre hier te kan sit en te kan dink dat die God, die skepper van hemel en aarde, belangstel in hierdie nietige sondige hart van u en van my. 1 Korintiërs 7 vers 37 sê, maar hy wat in sy hart vas staan en nie onder dwang verkeer, maar mag het oor sy eie wil
en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar. Hy doen goed. Dis niks anders as 'n hartsbesluit. Daarom sê die woord hier vir ons, hy wat in sy hand vasstaan en nie onder dwang verkeer. Met ander woorde, as jy besluit in jou hart gemaak het, sal jy nie toelaat dat jy onder dwang dalk verkeerde besluite neem, of onder dwang van ander verkeer. Jy sal in jou eie wil en met jou eie hartsbesluite teenstaan wat nie in lyn is met God se woord. Die hart van die mens word in die Bybel beskryf as die setel van jou gedagtes as ook jou wilsbesluite. Jou hart bepaal jou karakter. Hy bepaal jou standvastigheid en jou vasberadenheid en sedelike besluitneming. Dit word ook geassosieer met ons emosies, soos ons blydskap, ons angs, ons jaloesie, ons haat, en ook ons liefde vir God. Dit is ook met jou hart. Luister mooi. Dit is ook met jou hart wat jy jou gees as die kontakpunt met God deursoek om agter te kom wat die Here vir jou wil sê. Alles met jou hart. Die hart van die mens is bitter belangrik vir God, omdat dit so groot deel vorm van die menswees. En ek glo die thema's vir ons gegee vanmôre, net om so 'n bietjie selfondersoek te kan doen van wat binne in ons harte aangaan. Kerk, ons kan vanmôre hier vir mekaar lieg, daar's nie 'n ander woord nie, want die woord sê, bedrieglik is die hart van die mens. Jy alleen sal vanmôre weet, en God alleen sal vanmôre weet, waarvan jou hart vol is. En ek gee nou nie om wat dit is, of dit nou haat is, en of dit nou kwaad is, en of dit onvergewensgesindheid is, as dit uit lyn uit is met God se woord raak ontslaaf. Maar kom by die wortel van die ding. En al hoe jy gaan ontslaaf raak van hierdie wortel, is kom by die voete van Jesus uit, en sê vir die Here, waarmee sukkel jy? Daar's 'n gesegde wat sê, as jy iemand nie kan vergewe nie, is like giving poison. Hoe gaan daai ding? Wie van julle kan onthou? Dit is gif wat jy self drink, of wat, hoe gaan daai ding? Dis so iets, is soos om gif te drink, en te hoop die ander persoon gaan dood. Dit is hoe onvergewensgesindheid werk. En dit is 'n sonde in die oë van die Here. En wie weet vanmôre, daar is niemand wat jou hart beter ken as God. As daar iemand is wat presies weet wat in ons harte aangaan vanmôre, is dit God. Die waarheid is, almal se hart is op een of ander stadium in 'n ander toestand. En ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God om ons eie hart te ondersoek en seker te maak dit wat nie daar hoort uitgewis word. Die woord beskryf vir ons dat jy jou hart moet bewaar meer as enige iets anders. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. In die hart kom die oorspronge van die lewe. Met ander woorde, wat in jou hart is, sal wees hoe jy optree, wat jy sê, wat jy doen, en waarmee jy jouself besig hou. En ons raak soms so gemaklik met die alledaagse dinge in ons lewe, selfs as jy op 'n goeie plek is in jou gees teenoor God, en daar blom jou Christenskap, besef ons nie altyd dat daar iets ongesonds in ons harte ingesluit is. Sommige van die dinge wat so insluit, raak nie net vir my of vir jou nie, maar selfs ander om jou, wat seer gemaak word, of dalk negatief beïnvloed word. Langer 'n probleem of hartstoestand onbewaak gelaat word, kerk,
hoe dieper groei die wortels. Dit word dan later al moeiliker en moeiliker om dit te hanteer. Maar die goeie nuus is, dat ons het 'n koning, en sy naam is Jesus, wat vir jou met enige probleem, waar jy na God toe kan kom, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is, God kan ons help nou. Jou hart behoorlik te bewaar, is dit belangrik om te verstaan wat dit beteken. Wanneer ek praat oor die toestand van jou hart, praat ek van wat binne in jou is. Wat dit ook al is, wat jou laat doen wat jy doen. Met ander woorde, ek praat van hoeveel keer het jy aan iets gedoen waarop jy self as mens nie regtig trots is nie. Dalk ook gedink het, ek kan self nie glo dat ek gedoen het wat ek gedoen het. God laat wel sommige situasies toe, of laat soms dinge gebeur om vir ons te wys wat eintlik in ons hart is. Dit is soos wanneer jy 'n jaarlikse ondersoek by jou dokter gaan deurgaan. Die dokter doen sekere toetse. Daardie toetse is ontwerp om te kyk of daar iets foutief is, of daar iets verkeerd is met jou hart. Net soos wat hierdie dokters ondersoek bevestig waar daar 'n probleem is. Net so beproef God ons om vir ons in hierdie ondersoek te kan uitwys waar die probleem in jou hart lê. Sodat ons kan agterkom waar lê die probleem. As jy nie dokter toe gaan nie, sal jy nooit weet of daar 'n probleem is. As jy nie deur hierdie beproewinge gaan van God nie, sal jy ook nooit weet waar lê my probleem eintlik. Hy wil net hê ons moet sien wat in ons harte aangaan, sodat ons by die wortel kan uitkom en dit met hulp van die Heilige Gees te kan hanteer en sodoende sterker te kan word in Christus Jesus. Ons hart beheer op die uiteinde van die dag ons hele gedrag. So wanneer ons iets sê of iets doen wat ons self verbaas, laat staan. En ons regtig eerlik met onsself wees en teenoor God en nadink oor al hierdie dinge. Sal ons die wortel van daardie aksies verder begin ontdek. God stel meer belang in die oorsprong. Met ander woorde, meer aan hoekom het jy opgetree soos wat jy opgetree het. Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is die oorsaak van hierdie gedrag? En kyk nie so noukeurig na ons uiterlike optrede as wat hy kyk na wat die innerlike is. Wat in ons is die wortel wat dit voortbring. God is baie meer besorg dat die dinge wat ons doen eerder uit 'n suiwer Heilige Gees geleide hart behoort te kom. Hoekom sal God so geïnteresseerd wees in jou hart? Want is daar waar die wortels van alle kwaad en die wortels van alles wat nie goed is nie, uitgetrek en uitgewis moet word. Dis hoekom die Here belangstel in jou hart, want hy weet, as ek sy hart skoon gemaak het, dan is hy skoon. Want hy weet, as hy hierdie hart skoon gemaak het, en hy word gevul met die vrede, die vreugde, die liefde, en die goedheid van God, sal dit begin uitborrel uit hierdie persoon uit. En deur dit, kan jy as mens weer 'n verskil maak vir die koninkryk. Dis hoekom die hart vir God so belangrik is. Kyk nie so noukeurig na die uiterlike optrede as wat jy kyk na die innerlike. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dit bring my weer terug by ons tema vanmôre, dat God meer belang stel in jou hart as om rekord te hou van jou sondes. Reeds, omdat dit is waar dit alles begin, of omdat dit die oorsprong en die wortel is van al die dinge. Om onkruid te verwyder, moet jy die hele wortelstelsel uitwis. Stem jy saam met my?
Jy kan met 'n graaf daar staan en skoffel, en jy skoffel net die boonste uit die grond uit, krak, en jy hark en alles is weg. Jy het niets vir jou. Volgende week as jy daar kom na die eerste reën, dan staan hulle maar weer daar. Hoekom? Want jy het nie die wortel getrek. En dis presies wat sonde met ons doen, kerk van die Here. As jy nie by die wortel van daai sonde uitkom, as jy nie daai wortel uittrek, behoorlik, gaan jy terug. Daarom is dit belangrik dat ons uitkom by die kern of die oorsprong of die wortel van die sonde waarmee ons worstel. God stel belang in ons hart, want hy is die enigste een wat ons hart kan verander. Hy is die enigste een wat jou lewe kan verander. As die wortel van sonde of van kwaad uit jou hart verwyder word, sê die woord, kry jy 'n nuwe hart. En ook 'n nuwe denken. Met ander woorde, jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Esegiel 36, vers 26 en 27 sê vir ons, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordening onderhou en doen. Elke opregte kind van God begeer tog 'n rein hart. Maar wat beteken dit om 'n rein hart te kan hê? Esegiel sê die Here vir sy volk dat hy vir hulle 'n nuwe hart sal gee. Hart van vlees. Sy hart van klip uit hulle binneste uithaal. Om 'n rein hart te hê beteken ons behoort niks, luister mooi, niks onrein in ons harte toe te laat. Maar in onsself kan ons dit nie regkry nie. Galasiërs 5 beskryf en gee vir ons ook die voorbeelde van die dinge wat in ons harte behoort te wees. Dit is wat ons moet bewaar. En hy sê vir ons in Galasiërs 5:19 tot 21, en die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik, hierdie is die goed wat jy moet seker maak nie 'n plek in jou hart het nie. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe. Sê ek vanmôre dat as jy al een van hierdie dinge gedoen het, jy nooit die koninkryk van God sal beerwe nie. Nee. As jy werklik bely het voor God, is daar geen manier dat hy iets teen jou gaan hou nie. Want sy woord sê daar vir ons. En aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit weer dink. So kerk, as jy vanmôre hier sit en jy weet jy 10 jaar terug of 20 jaar terug iets verkeerd gedoen, kan ek vir jou vanmôre sê, dis nie die Here wat jou herinner daarvan. Dis die Satan wat jou herinner daarvan. Dis die Satan wat hy is die aanklaer. Hy is die een wat vir jou sal sê, onthou jy toe jy dit en dat gedoen het. Onthou jy, ek bestraf hom baie, man. Ek bestraf hom baie, want is gewoonlik wanneer 'n mens alleen sit en jou gedagtes begin laat gaan, dan begin jy dink aan alles wat jy verkeerd gedoen het al in jou lewe. Of is dit net ek wat so voel? Wie van julle ervaar dit ook baie? Dis die Satan wat jou herinner aan dit wat jy verkeerd gedoen het. Dan bestraf jy hom, sê my God het reeds betaal vir al my sonde. En die Here ken my hart. En dit is of 'n goeie ding of 'n slegte ding. Want onthou mooi kerk, die Here ken jou hart. Die woord sê dat God deursoek die hart. God weet wat in jou hart aangaan. En daarom sê ek dit baie, ons kan vanmôre hier sit en die mooiste broodjies bak en ons kan heilig wees. Ek kan tot my stem toe en verander en vir sê broers en susters van die gemeente. Dit maak my nie heilig nie. Wat hier binne is, weet net jy.
Dit wat hier binne is, behoort rein te wees en in lyn met God se wil. En as dit nie is nie, dank ek die Here. Weet jy, ek het vanoggend gebid en vir die Here gesê, dankie Here, dat ek die geleentheid gehad het om terug te keer na God. Daar's baie kere wat ek gebackslide het, as jy dit so kan doen. En ek dank die liewe Here, dat die tyd toe ek gebackslide het, hy nie daar die bassein geblaas het, want dan was ek verloor. Ek dank die Here die tyd toe ek myself in die sonde ingedompel het, en die dinge van die wêreld gedoen het, en saam met die wêreld gewees het, dat die Here nie die bassein geblaas het nie. Dat ek 'n voorreg gehad het en 'n kans gehad het om myself terug na God toe te sleep en te sê, Here, ek is jammer oor wat ek gedoen het, en Vader van genade sal sy arms oopmaak en jou altyd terug ontvang in liefde. Wanneer jy daar in die verte aangeloop kom kerk, terug na God en na Jesus se voete toe wil ek vir jy sê vanmôre, dan dink die Here nie aan wat jy gedoen het toe jy weggedraai van hom af nie. Hy kom met 'n blye hart, vol liefde, en hy kan nie wag om sy arms om jou te gooi en vir jou te sê, welkom terug my geliefde seun en geliefde dogter, ek het jou werklik gemis. Dit is die God wat ons aanbid. God hou nie rekord van jou sondes. God hou nie rekord van alles wat jy verkeerd doen. Tog is daar die wêreld en al sy versoekinge en verleiding wat gedurig besig is om al ons aandag te trek. Waarteen ons elke dag moet veg. Soms bevind ons onsself in 'n geselskap wat nie rein is. Ons hoor en sien dinge wat ons maklik kan beïnvloed. Die Here gee vir ons riglyne waarvolgens ons behoort te lewe. Ons behoort met alles in ons te strewe daarna om hierdie riglyne toe te pas in ons daaglikse lewe, sodat ons met 'n reine hart voor God kan staan. Galasiërs 5:22 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is nommer 1, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kerk, as jy hierdie aspekte van die vrug van die Gees in jou hart kan berg, gaan die Here elke een van hulle meer maak, en meer maak, en meer maak, soveel so, dat het sal uitborrel uit jou mond uit. Want al wat uit jou mond uit sal kom, is liefde, blydskap, vrede. Kan ek vir jy sê vanmôre, as jy op 'n plek kom waar daai vrede uit jou hart uit gesteel word, het jy dit toegelaat. Want vrede word sleg deur Satan gesteel. God sal nie jou vrede wegvat. Moenie toelaat dat die vyand jou vrede steel. Moenie toelaat dat die vyand jou blydskap steel, jou vriendelikheid steel, jou goedheid. Maak nie saak hoeveel mense jy al ingedoen het nie. As ek moet my goedheid laat staan oor mense wat al oor my geloop het, genade, dan sal ek nooit eers iemand wil groet nie, man. Dis nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor wat God van my verwag. En ek gee nie om hoe ondankbaar wie is nie. Dit gaan nie my goedheid beïnvloed nie. Jy moet nie toelaat dat dit jou goedheid beïnvloed nie. Jy moet nie toelaat dat die Satan jou sagmoedigheid van jou af wegvat nie. Nou die een waarmee ons die meeste worstel, veral die manne, selfbeheersing. Selfbeheersing. As die oomblik as jy jou selfbeheersing verloor, is dit verby. Dan is dit verby. Ons moet doen eerder wat die psalmskrywer so dikwels gedoen het.
Hy gaan in opregtheid en afhanklikheid na God, wat die mens in sy swakheid ken en verstaan. Onthou dit, God ken elke stukkie van jou swakheid. Alles waarin jy sukkel, verstaan die Here, en hy vra wat hy en ons ook begeer om te hê. En God gee sonder verwyte aan sy kinders dit wat hulle opregtheid van hom vra. In Psalm 51 vers 12 sê Dawid, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Ons kan so ver moontlik die dinge vermy wat ons harte kan besoedel en onrein maak, maar as ons hulp van God nie vat die kerk, gaan jy nie regkom. God deursoek en hy ken die hart van die mens. Dit beteken God weet alles wat in jou hart aangaan. Hy deursoek die hart van die mens en hy weet van alles. Dit is reeds hoekom God belangstel in jou hart en in jou sondes. Maar om 'n rein hart te hê, moet jy 'n begeerte hê daarna. Met ander woorde, jy moet dit bitter graag wil hê. Ek moet 'n rein hart en skoon hart wil hê met alles wat in my is. En as dit jou begeerte is, sal God dit vir jou gee. Hebreërs 10:22 sê, laat ons toetree met waaragtige hart, 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekering. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Sonde het 'n oorsprong. En as jou hart nie gereinig is deur God nie, sal hierdie wortel nooit uitgeroei kan word. Wat ek vir u wil sê vanmôre is dat dit gaan absoluut niks baat om slegs te fokus op die aktiwiteite. Met ander woorde op die daad van die sonde. Kom by die oorsprong van hierdie sonde. Trek die wortel uit waar dit begin het. En jy sal die daad nooit weer sien. Trek die wortel uit waar dit begin. Daarvoor sal die Here jou help. En kan ek vir u sê vanmôre, as jy nie by die wortel uitkom nie, en net bolangs gaan verskoonmaak, kan ek vir u verseker vanmôre, die vyand sal sorg dat daai sonde weer terugkeer in jou hart. Dis soos 'n ou wat wil ophou drink, maar daar is nog 'n halwe bottel klip terug in die kas. So ek gaan eers daai bottel klaar maak. En as hy klaar is, dan is ek klaar met hom. Die gedagte is daar om die brandewyn te los, maar die wortel kan nog gesien word. Die wortel is nog nie uitgewis. Daar is nog nie regtig 'n begeerte om die drank te los of 'n rein hart te kan hê. Daar is 'n ou wat vreeslik gedrink het en sy vrou het vir hom gedreig dag en nag. Ek gaan vir jou los. Ek gaan my kinders vat en ek gaan loop. As jy weer dronk by die huis aankom, dan sit Kubai maar aan. En ek kom weer dronk by die huis aan. En ek kom weer dronk by die huis aan. En na die 4de, 5de, 6de argument wat hulle gehad het, besluit sy nou, as hy nog een keer dronk by die huis aankom, dan sit verby. En hy kom weer daai aand daar by die huis ingeslinger en sukkel om die huis oop te sluit. En sy maak die deur oop en hier staan die tasse. Hy sê, waar gaan jy nou? Sê, ek is nou klaar. Ek het jou hoeveel keer gewaars. Ek is klaar met jou. En sy vat haar tassies van die kinders, klim die kar, boem, weg is hy. Hierdie ou stap hier in die huis in en hy kan nie glo wat nou met hom gebeur het. En hy sien nie op die kombuiskas staan daar 'n bottel klip terug met so 'n bietjie brandewyn. Wat vir hy bottel? Sy vrou het nou geloop.
Hy vang hy bol en hy gooi vir hom daar teen die grondstuk. En hy sê, "Dis jou skuld dat my vrou en kinders weg is." En hy loop 'n bietjie verder en hy kom in die gang af en op die telefoontafeltjie staan 'n halwe bottelflipper. Hy vat hy bottel en hy gooi hom op teen die muurstuk en hy skreeu op hy bottel, hy sê, "Dis jou skuld dat my vrou en kinders weg is." Hy kom uiteindelik in die kamer en hy gaan sit op die bed in sak en as en hy huil oor hierdie vrou wat nou weg is. En hy trek die laaisoek op en die rolle vol bottel uit en hy sê, "Jy het niks hier meer uit te waai." Want hy het nog glad nie aan hom gedrink. Die wortel is wat moet uitgeroei word. Daar's te veel wortels wat oor ons rond staan. En daarom kerk sal daai sonde bly. En dit sal vashou. En dit sal ingroei. En hoe langer ons dit los, hoe dieper gaan hierdie wortel gaan. Daarom is dit so belangrik dat 'n man en 'n vrou, as jy 'n argument gehad het, moenie kwaad gaan slaap nie. Dis die verkeerdste ding wat jy in die lewe kan doen, is om kwaad vir mekaar te gaan slaap. Want dit is daar wat die wortel begin skiet. Dis daar wanneer die saad begin ontwikkel. En glo vir my, die eerste aand gaan jy voel, die volgende oggend as jy opstaan, ek voel eintlik nou sleg, want ek het nooit eens die vrou nag gesien, ons het net ons rou op mekaar gedraai en geslaap. Kan ek vir jy sê vanmorgen die 4de, 5de, 6de keer wat dit gebeur? Dis het baie mag. Dis net so. Jy gee nie eens nou om nie. Hoe worry jy is nie daaroor. Jy voel nie eens meer sleg daaroor. Hoekom? Want hierdie ding het nou wortel geskiet. Jy het God nodig om jou te help, want in jouself gaan jy dit nie aan recht kry. Met die begeerte die in jou hart opkom om ontslaap te raak van die ding. As die hart rein en skoon is, vol van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is dit al wat uit jou mond uit sal kom. Selfs uit jou gedagtes uit. Maar as die hart vuil is, vol oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap ensovoorts, is dit presies wat uit jou mond uit sal kom. Dis presies wat uit jou denke sal uitkom. En omdat God weet dat die hart die oorsprong is van alle sonde, is dit die rede hoekom hy so gefokus is eerder op die hart as op die sonde. As jy nie jou hart oopmaak in kerk vir die Here, gaan hy nie inkom om vir jou 'n rein hart te gee. Ons almal weet hoe werk God. God is a gentleman. God sal staan en hy sal wag totdat jy jou hart oop. En dit is nooit te laat. Dit is nog nie te laat. Jy sal alleenlik 'n skoon en rein hart ontvang as jy die Here vra om vir jou 'n rein hart te skep soos wat Dawid hom gevra het. Elke aand te bely oor dieselfde sonde en dit net weer en weer doen, gaan jou niks help. Begin eerder en tackle hulle een vir een, kom by die wortel uit en vernietig dit. Bid tot God om die wortel, die oorsprong van hierdie probleem uit te trek. Met ander woorde om jou hart te reinig, sodat jy jou hart kan laat oorloop van alles wat mooi is, en sommer jou gedagtes, en alles skoon was. En as God jou die nuwe hart gegee het, sê die woord van God vir ons, bewaar en bewaak dit meer as enigiets anders. Dit behoort ons meer te laat fokus op dit wat in ons harte aangaan, as op die dade wat ons doen, en dit wat ons weet ons verkeerd. Daarom sê ek baie, God ken jou hart. Hy weet presies wat is die motief of motiewe van jou dade. Doen ek hierdie dinge om gesien te word, dalk deur mense, om dalk eer te ontvang of prys te ontvang deur mense, of doen ek hierdie dinge in die goedheid van my hart, omdat ek weet
dit is wat God van my verwag. Die boek van Psalm sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Hierdie woord rein en die werkwoord reinig is van uiterste belang. Dis 'n skriftuurlike term en word toegepas op die gelowiges se innerlike geestelike welsyn of hart en hou verband met sy uiterlike wandel in Christus. Dit help om die verskil te verstaan tussen vergifnis vir ons sondes en reiniging van die smet van die sonde wat in my hart sigbaar is of in my hart woon. Met vergifnis, luister mooi, doen God iets vir ons, maar met reiniging doen hy iets in ons. Vergifnis is vir ons, reiniging van jou hart is in ons, is binne in jou. As 'n persoon wat hard en aanhoudend gebid het, Here, verwyder tog net hierdie spinnerakke in my lewe. Elke Sondag, ag Vader, verwyder tog net hierdie spinnerakke. Hierdie spinnerakke wat in my lewe is, verwyder dit tog net. En die broer langsaan raak my moeg vir hierdie gebed elke Sondag. En hy sê, ag Here, maak tog net hierdie spinnekop dood, dat hierdie spinnerakke kan weggaan. Die spinnekop is die probleem. Hou op om heeltyd die spinnerakke af te wees. Soek die spinnekop en maak hom dood. Geef hom doem. Hy moet die doem kry. Gaan spuit 'n bietjie doem op die spinnerakke daar by die huis, dan kyk jy of dit weggaan. Nee, want die oorsprong van hierdie spinnerakke is die spinnekop. Hy is die een wat die spinnerakke maak. Raak van hom ontslaan. En al die spinnerakke wat hier in jou hart is, wat nie daar hoor, kan dan skoongemaak word. Dit sal skoon bly, tot daar weer 'n nuwe spinnekop weer trek. Prys die Here. Kom ons sê nou. Halleluja. Dat die Here maak tog net die spinnekop weer sê. Want hy is nou so moeg vir die spinnerak gebed elke Sondag. Dawid is 'n goeie voorbeeld as gelowige vir elkeen van ons. Psalm 51, nadat hy reeds om vergifnis gesmeek het vir sy oortreding. Onthou, dis bitter belangrik, kerk. Jy maak tog eers die huis skoon voordat jy die meubels daarin sit. Jy raak eers ontslaaf van alles wat vuil en oud en gedamage is voordat jy die nuwe meubels daarin sit. Dis presies hoe ons in ons harte behoort te wees. En nou wat ons moet doen is maak jou hart oop vir die Gees. Die Gees is die een wat die hart transformeer. Daarom het ek al baie gesê, as jy hier instap elke Sondag en jy stap hier uit en jy toon geen verandering nie, soek die spinnekop. Want daar's 'n spinnekop. Raak ontslaaf van die spinnekop. Maar daar's iets fout as jy geen verandering toon. God bring verandering in ons lewe. En as jy nie verander het nie, en ek sê nie vanmôre almal van ons beweeg in dieselfde tempo nie. Dit hang ook af van hoeveel tyd jy saam met God spandeer. Dit bepaal die tempo van hoe die Gees van God jou hart verander. Maar jy kan nie instap met geen verandering toon. Dis onmoontlik. Skep vir my 'n rein hart, o God. Want hy besef, nadat hy belydenis vir sy oortredinge gevra het, dat ek kort nog, ek het skoon gemaak, Here, ek vra vergifnis. Nou bid ek, Here, skep vir my 'n rein hart. Want hy besef, dat hy, as 'n kind van God, moet seker maak, dat hy dit klaar kry met sonde. Dat hy klaar maak met sonde. As ons die kern van hierdie gebed van Dawid wil reg verstaan, moet ons eers by vers 3 en 4 begin, waar hy die volle oorsaak en die omvang of oorsprong van die tragiese gevolge van sy sondige dade ten volle besef het. Nommer 1, hy besef, ek is besig met dinge wat nie reg is. Ek het erken, ek is besig met iets wat verkeerd is. Ek is besig met iets wat God nie behaag nie. Die tragiese gevolge van sy sondige dade ten volle besef, juist daarom het hy begin om dit met diepe berou te bely.
diepe berou, met ander woorde, werklik, innig, jammer gewees daaroor. Hy smeek om vergifnis vir sy oortredinge, wat te doen het met die wetsverbreking, sy opstand teenoor God, sy ongeregtigheid, met kwaad teenoor ander. En hy praat van my sonde en sy opstandigheid teenoor God. In vers 5 erken hy dat hy eers vergeefs probeer het om sy sonde te ontken, daarvan weg te vlug. Is dit nie maar wat ons almal doen nie? Jy sit hier vanmôre en jy is besig met iets wat jy eintlik weet, nie daar hoort nie, en dan sê jy vir jouself, dis die ergste van alles, jy sê vir jouself, ag, hier is nie so baie, hier is okay, ek kan maar aangaan met hierdie. Nee, as die Gees van God jou vermaan, hoor dit nie in jou lewe nie. Maak werk van dit. Hy erken dat hy eers vergeefs probeer het om sy sonde te ontken en daarvan al weg te vlug. En het staan in allerlei tye, lewensgroot, en dag en nag voor hom. Hy kan nie daarby verbykom. En God weet van alles. Van die onreg van sonde teenoor ander en teenoor God, sê Dawid, 'n verbasende ding. Teen nie alleen wat verkeerd klink, maar eintlik reg is, want ons sonde tref altyd eers in die hemel. Die berouvolle oortreder weet altyd dat sy sonde nie net stikkende harte en verwoeste lewens veroorsaak hier op aarde nie, maar bo dit alles vir Christus 'n gebroke liggaam aan die kruis en vir die God van die hemel 'n gebroke arm. Daarom sê hy in Hosea 11:8, my hart is omgekeer. Vir die verlossing van sonde gebruik Dawid die baie sterk en duidelike werkwoorde as hy bid. Hy sê eerstens, ontsondig my, was my, en skep vir my 'n rein hart. Onsondig beteken om dit te verwyder, om iets te onthoof, met ander woorde om my te onthoof, so ernstig dit is, om ontslae te raak van dit, ontslae te raak van my liggaam af te verwyder, was my witter as sneeu, het te doen met die vergifnis en reiniging. Dan roep hy uit, skep vir my 'n rein hart, o God. En die woord skep is dieselfde, dink bietjie mooi, as die woord wat God gebruik het, toe hy die hemel en die aarde geskaap het. En in sy groot almag en genade, doen hy 'n splinter nuwe skepingswonder in jou hart, wanneer hy hierdie hart van jou 'n nuwe hart maak. Wanneer hy hierdie hart van jou vanmôre 'n rein hart maak, is dit 'n nuwe skepingswerk wat God in jou lewe laat plaasvind. Jesus self het ons geleer dat al die sondige verdorwenheid binne die mens is, die nie verwyder kan word, deur hande was, bekers was of skottelgoed was. Hoekom? Want die sonde sit nie so vlak nie. Dit is nie iets uiterliks nie. Dit is in die mens se hart gesetel. Dis daaruit wat dit vloei. Daaruit moet dit verwyder word. Kan ek vir jy sê vanmôre, die enigste manier hoe jy hierdie wortel van sonde uit jou hart uitgeroei gaan kry, is om die Gees toe te laat, om jou hart te begin skoon. Dawid het erken dat hy verkeerd was. Hy het erken dat hy teenoor God gesondig het. Hy gaan selfs verder en hy sê hy het in opstand gekom teen God. Dis niks anders as dit nie. Om aan te hou met sonde beteken jy rebelleer teen God. Dit klink verskriklik, maar dis die waarheid. Dawid erken, het gevra vir God om vir hom 'n rein hart te skep, sodat hy kan verander, sodat sy hart kan verander word. Hy het nie alleen net vir vergifnis gevra nie, hy het ook vir 'n rein hart gevra. Dalk moet ons begin meer plek maak vir Jesus in ons hart. En minder vir die begeerlikhede
en die genietinge van hierdie wêreld. Maar dit waarvan jy jou hart vol maak, wil ek vir jy sê vanmôre, gaan jou mond van begin oop. Dit kan jy vinnig agterkom as jy 'n klompie van jou vriende om 'n kampvuurtjie laat staan. Waarvan loop hulle harte oor? En waag jy nou net om te begin praat oor Jesus? Broer, dan raak jy allemaal vir jou stil om daai vuur. Niemand wil saam praat. Maar as ek nou wil praat oor die bok wat sy horing afgeskiet het, toe ek my tweede keer gaan jag het, dan hoor jy vir hulle saam praat. Die probleem is die hart. As die hart so vol raak van alles behalwe Jesus, dan raak het naderhand soveel moeiliker om plek te kry in hierdie hart vir hom ook. Daar is altyd genoeg plek vir allerlei ander dinge. Maar as dit kom by God, dan kry jy maar net so 'n stukkie. Of net so 'n bietjie. Ons maak hierdie hart vol van allerlei ander dinge. Maar as dit kom by God, dan staan hy heel laaste. God stel belang om 'n plek te hê in jou lewe. God stel daarin belang om deel te wees van jou lewe. God wil nie daar op die kantlyn sit nie. God wil deel hê van jou lewe. Maar God kan nie deel hê of deel wees van jou lewe as jy hom nie toelaat om deel te wees. En jy kan nie om hemelsnaam, hoor my vanmôre, jy kan nie vir die wêreld lewe en vir Christus nie. Jy moet 'n keuse maak. Dis of lig of duisternis. Dit lê hier. Dis in jou hart waar jy die keuse moet maak. Daar waar God belang stel. Hy stel belang in jou lewe. Hy stel belang in alles wat jy doen. En kan ek vir jy sê vanmôre, God wil net die beste vir jou. Hy wil hê jou hart moet oorloop van blydskap, van vrede, van vreugde, van liefde, van geluk, sodat hy saam met jou kan bly. Hy stel meer belang in jou hart as in enige van jou sondes. Hy wil vir jou 'n rein hart skep. Hy wil hê jou hart moet skoon wees sonder ongeregtighede of die dinge wat hom nie behaag. Kan jy verstaan vanmôre hoekom God meer belang stel in jou hart as jou sonde of die dade van jou sonde? Kan jy verstaan hoekom dit vir hom belangriker is om jou hart in jou hart te werk eerder as om boek te hou van sondes? Want as God begin om jou hart skoon te maak, of as die hart rein gemaak word deur God, beteken dit dat die oorsprong van die sondige natuur word letterlik ontwortel in hierdie skoonmaakproses, wat beteken dat die sonde geen wortel in jou lewe meer het. Wat ook beteken dat Satan geen houvas meer op jou lewe kan hê. Maar hierdie kan slegs gebeur as jy God toelaat om dit te doen. As jy vir God vra, Here vergewe my en gee vir my 'n rein hart. Kan ons vanmôre vir God vra om vir elkeen van ons 'n rein hart te skep? Kan ons by hom pleit vanmôre soos Dawid by hom gepleit het? Om alles, kerk, alles wat nie in my lewe en in my hart hoort nie, te ontwortel, uit te trek en weg te gooi, sodat ek met 'n rein hart voor my Skepper kan staan. My hart te bewaak en te bewaar soos die woord my vermaan om dit te doen, sodat ek verseker geen plek verder vir die vyand sal gee. Maak nie saak hoe seer dit is nie. Maak nie saak wie of wat dit is wat nie meer in my lewe hoort nie. Vir God die geleentheid gee om alles, maar alles wat in my hart nie hoort nie, uit te ruk, te onthoof, seker te maak. Dit kom nooit weer terug. En laastens, die Gees toe te laat
om my hart te kom skoon en te help bewaar, sodat my hart rein kan bly voor God, tot die dag wat hy my kom haal. Sal dit nie 'n voorreg wees om 'n rein hart voor God te kan hê? En ek weet ons bid en ons pleit vir vergifnis voor God. Maar wanneer laas het jy tot die Here gepleit? Om te sê, Here, nou dat ek belydenis van my sonde gedoen het, bid ek dat U vir my 'n rein hart sal gee. Sodat die hart waarin U as God en my as mens belangstel, silwer skoon gewas voor God kan wees. Kom ons sluit die oë. En ek wil net daar waar jy sit vanmôre, terwyl niemand rondkyk, wil ek vanmôre 'n uitnodiging gee. En ek gaan vanmôre heel eers my eie hand opsteek. En as U vanmôre 'n begeerte het, kerk van die Here, dat God vir jou 'n rein hart moet skep, bid ek dat U nou U hand sal opsteek. Moenie nou wonder oor wat die ou voor jou of langs jou gaan sê. Almal se oë, terwyl almal se oë toe is. Hierdie is jou ontmoeting met God vanmôre. As jy vanmôre voel in jou hart, Here, ek bely alles wat ek verkeerd doen. Ek bid vanmôre en ek noem elke een van hierdie wortels vanmôre by die naam. Maar ek weet vanmôre dat ek alleen nie kan ontslaa raak van dit nie. Maar dat die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die koning van die konings vanmôre sal neerbuig en sy hand uitsteek en my uittrek uit hierdie gat uit waarin ek sit. Want ek is vasgevang in hierdie sonde, Here. En net U kan my skoonmaak. Net U kan vir my vanmôre 'n rein hart gee. Here, U sien elke hand vanmôre. U sien elke hand vanmôre, Vader. En ek bid in die naam van Jesus dat U elke een van ons vanmôre met 'n rein hart sal seën. Dat U elke wortel vanmôre sal uittrek. Dit maak nie saak hoeveel pyn dit veroorsaak nie. Dit maak nie saak hoe seer dit is nie. Dit maak nie saak wie of wat dit is wat uit my lewe uit moet beweeg nie, Here. As dit van U afkom, weet ek, dis ja en dis amen. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U elkeen van ons vanmôre met 'n rein hart sal na huis toe gaan. Dankie, Jesus. Dankie vir 'n rein hart vanmôre. En dan bid ek in die naam van die Here Jesus Christus dat ons die Gees van God sal toelaat om te bly skoonmaak, om te bly vee, om te bly skoonmaak totdat daar niks, maar niks in my hart oor is wat nie van God af is. En dat die vrug van Gees my hart sal vul met hierdie blydskap en vrede en sagmoedigheid en lankmoedigheid en liefde wat God vir my instoor het. Dankie, Jesus. Dankie dat ons vanmôre weet, as daar een is na wie ons toe kan kom, is dit Jesus. Dankie dat ons vanmôre, Here, ons harte opnuut vir U kan gee. Dankie dat U vanmôre hierdie hart van klip uithaal, uit my liggaam uit en vir my weer 'n hart van vlees gee. Dankie dat ek vanmôre weet dat U ondersoek elke een van ons harte vanmôre. Dankie dat ons vanmôre voor U kan staan as wit gewas, witter as sneeu. Dankie vir elke sonde, Here, wat U vergewe. Dankie vir elkeen se belydenis. Dankie vir elkeen se rein hart, Here. Ek bid vanmôre dat die Gees werklik waar in elkeen van ons harte sal bly werk, Here.
Ek weet, Here, U sê in die woord, dat U sal ons nooit begewe of ooit verlaat nie, want U is nie die een wat wegbeweeg nie. Ons as mens beweeg verder van God af weg. Ek bid, Here, dat ons aan die soem sal vashou en by U sal bly, sodat die woord van God wat in ons harte vanmôre geval het, deur die Gees 'n naprediker sal wees, Here, dat ons dit sal onthou, dat ons werklik waar hieruit sal stap as 'n beter mens in Christus Jesus. Nie in myself nie, in Christus Jesus. Dankie, Here, dat ons dit kan bid vanmôre. Dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Dankie dat U ons so seën soos wat U ons seën met die teenwoordigheid elke Sondag. Dankie, Here, vir elke blessing. Ons kan werklik waar ons blessings tel vanmôre. Ons het so bitter baie om voor dankbaar te wees. Maar ek dank U vanmôre dat U ons elkeen skoon gewas het. En ek bid dat hierdie begeerte om nader aan God te kom in elkeen se hart sal ontvlam. Dat dit sal uitloop by ons mond oor hoe wonderlik Jesus Christus is en hoe goed God vir ons is. Want U alleen is waardig. U alleen is God. U is die Here van die leerskare en die koning van alle konings. Ek dank U, ek loof en ek prys U. Jesus. Amen. Amen.